Wat 'n voorreg om so 'n bietjie te fokus op sending en wat die Here wil hê ons moet doen en wat die Here wil hê jy moet doen, nê? Hoe jy gaan betrokke raak in alles wat ons gaan doen. Ons het 'n klompie sprekers vanoggend, pastoor Ansie Lou, dan vir oom Dirk Smit, Dirk Venter en dan Dr. Pieter Vermeulen en dan myself wat 'n paar woorde gaan wissel oor verskillende organisasies en plekke waarby ons betrokke is. Ek gaan vir pastoor Ansie Lou na vore roep. Sy is van IMIT en sy gaan vir ons bietjie kom gesels oor wat alles daar by IMIT aan die gang is. Goeiemôre almal. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanoggend met u te gesels oor IMIT. Die woord kom van die Latynse woord imere wat beteken om lig uit te straal in die donker. En dit is wat ons probeer doen in verskillende lande. Daar is 17 lande waarin ons werk, waarvan Suid-Afrika een is. En dit is lande in Afrika. Nou die organisasie se naam was eers AFMIN. Dit is 'n AGS sendingorganisasie wat begin is deur pastoor Karel Sanders en Dr. Christo de Wet. Nou die organisasie is al 32 jaar oud. So ek kan vir jouself dink hoeveel werk hulle al gedoen het in hierdie gebied. Hoekom is ons 'n unieke organisasie? Omdat ons nou al 32 jaar staan. Ons is gewortel in die kerk. Hierdie is ons hoofraad. Pastoor Kobus Grobler is die CEO. Onder regs in die hoek is pastoor Rudy Koortsen, wat op die raad is, wat ook hooftesourier van die AGS is. Dan is daar die verteenwoordigers in die verskillende streke, soos wat u daar kan sien. Elkeen het 'n streek waaroor hy heers. Pastoor Johan Cronje is ongelukkig oorlede, hy is Augustus begrawe. Sy foto moet nog afgehaal word. Dan ons fondse kom 49% uit Afrika uit en 51% uit Amerika uit. Amerika ondersteun ons geweldig baie in hierdie werk wat ons in Afrika doen. Ons hardloop 80 programme wat ons hardloop op die stadium in Afrika. 2568 is face-to-face leaders wat ons sê. Ons gaan nie meer in. Vroeger jare het pastore van Suid-Afrika ingegaan in Afrika en mense opgelei. Ons doen nie meer dit nie. Die leiers in Afrika lei hulle eie mense op. Niemand gaan meer in Afrika in nie. Want hierdie mense ken hulle kultuur, hulle ken die nasie, hulle ken die land, so hulle kan op hulle vlak met hierdie mense gesels. En daarvan is daar 2568 het ek gesê leaders, waarvan hulle nou elkeen 10 bymekaar maak, onder hulle wat hulle weer oplei, en hulle is nou al oor die 15,000. Hulle het 223 kerke geplant in Afrika. En ek kan net noem dat Botswana ook nou deel is van IMIT se bediening. Daar's 220 klein groepe in Afrika. Nou, as ek nou verder praat, gaan jy agterkom wat nou daar gebeur in die klein groepe. Goed, COVID het gekom in 2020 en toe mag ons nie oor die grense beweeg nie. En dit was 'n groot probleem. So, die raad van IMIT moes 'n nuwe strategie bewerk om nog in Afrika te werk. En twee van hulle leiers wat in die Wildtuin, Creer Wildtuin was, wat opgelei was, het die CEO gebel en vir hom gevra, wat moet hulle nou doen, want hulle mag nie oor die grense nie. En hy het gesê, doen net wat julle geleer is om te doen. Maar hy het hulle verder gelos. Ek en my man was verlede jaar in die Wildtuin, en in die aand as ons by die vuur sit, dan hoor ons hoe mense die Here loof en prys. En wanneer jy in 'n restaurant of 'n winkel kom, dan ervaar jy die teenwoordigheid van die Here by hierdie mense. En toe ons terugkom, toe vertel hulle vir ons dat daar's 80 leiers in die Creer Wildtuin wat opgelei is deur daai twee mense. Dit het net beter en beter gegaan met hulle. Hulle het 'n kerk in die Wildtuin gestig. Dit het so goed gegaan met die personeel van die Wildtuin dat die Wildtuin bestuur die IMIT
mense gevra het om te kom na Skukuza toe vir 3 dae, wat hulle verniet laat bly het, en wat hulle hierdie leiers almal ontmoet het. So daar's 'n groot werk wat daar aan die gang is, in die Kreerwiltuin. Hierso is soos hulle om die tafel sit, en dan, hierdie is in Skukuza, waar hulle die 80 leiers ontmoet het. Hier het hulle in 2024, het die deputy minister van Basic Education, vir hulle diplomas oorhandig. Dit is 'n 4-jaar kursus vir mans, en 'n 3-jaar kursus vir vrouens. Nou, hierdie klein groepe maak 'n groot verskil in hulle gemeenskappe. Jy sal sien vir al die vrouens wat opgelei word, maak 'n baie groot verskil. Hier is 'n selleier, hy is eintlik soos 'n area herder van 'n selkerk, om hom is 10 selle met selleiers, en elke sel het nog 10 mense in. Hulle groei so, daar is voorbeelde van waar hulle die selle hou. Dan hierdie pastorale leiers, het ek gesê, kry 4 jaar opleiding. Die opleiding is saamgestel deur IMIT. Hulle kan nie enige opleiding doen nie. Dit is 'n vasgestelde syllabus wat hulle doen. Daar word ook toesig gehou rondom hierdie opleiding. Die vrouens in Afrika is 95% van hierdie vrouens entrepreneurs. Hulle is baie goeie besigheidsvrouens. Hulle gaan in ouertehuise, hospitale, kleuterskole, hulle hef op en hulle help. En hulle moet gedurig terugvoer gee wat hulle doen. Ons kan al die opleiding monitor. Daar's 'n app geskryf spesiaal vir IMIT, die link. Nou, L staan vir leaders. Nou, hierdie is al die leiers, die een met die kolletjies om is die leier, en dan het hy die mense onder hom, wat hy nou weer oplei, volgens die syllabus. Hy is nie 'n dosent nie, hy is net 'n fasiliteerder. So hulle sit in groepe met fasiliteerders wat opgelei word. Al hierdie opleiding word gemonitor. As iemand inkom om opgelei te word, dan moet hy $22 'n jaar betaal. Wanneer hy dit betaal in Afrika, registreer dit in Springs by die hoofkantoor, dan kry hy 'n kwitansie. Wanneer hulle by mekaar kom om die opleiding te doen, dan moet hulle het sekere dae, sekere tye, dan moet hulle op die link gaan en vir ons laat weet, hulle het ingegaan, hulle is besig met die opleiding, en dan, as daar nie iets deurkom wat hulle begin het nie, dan sal die hoofkantoor hulle bel en sê, maar julle moes nou begin het. Hoekom het julle nie begin nie? Of hierdie mense is nie daar nie, of die een is nie daar nie, hoekom is hy nie daar nie? So daar word baie goeie toesig gehou rondom dit. Die N staan vir networking van die groepe. Hulle kan met mekaar netwerk op allerlei maniere, byvoorbeeld om vir hulle te vertel wat in my gemeenskap gebeur. Die ou in Zambië praat met die ou in Mosambiek of in Zimbabwe of in die Kongo, en hulle ruil idees uit van wat hulle kan doen. Wanneer hulle vashak, vra hulle ook vir mekaar. So die mense in Afrika doen nou self hulle eie werk en hulle eie opleiding in gemeenskappe. Dit is nou soos die link lyk, die app lyk, dan allerhande boodskappe daarop van, hulle sê in die Kreerwiltuin ook, het hulle goed gedoen. Al die leiers doen ook bemarking op die app. Hy sal byvoorbeeld sê, ek het soveel hoenders en ek verkoop het vir soveel, of ek het soveel komberse gemaak en ek verkoop het vir soveel. So dit is soos 'n markplein wanneer hulle by mekaar kom. Hulle is gedurig bewus van mekaar en wat hulle doen. Nou, ons het ook begin met 52 skole, hoërskole in Afrika, wat die prefekte opgelei word as leiers. Nou, daar is 'n klomp in die Kaap wat ons ook begin het, maar die meeste is op die stadium in Afrika. Die minister van onderwys van Zimbabwe, nie Zimbabwe nie, Zambië, het toestemming gegee dat IMIT in al 2000 skole in Zambië mag ingaan. Nou, dit is te veel, ons gaan nie daarby uitkom nie. Hierdie skoleopleiding word ook deur IMIT gedoen, daar word boeke gedruk, dit word by die hoof, by elke skool wat oor die prefekte is, die onderwyser of onderwyseres,
word vir hulle gegee en hulle lei self die kinders op. Ons gaan nie in skole in en doen dit nie, want ons wil nie teologie gaan verkondig nie. Ons wil hê hulle moet die Here dien en goeie leiers word. Want statistieke wys dat meer as 60% van prefekte in skole word leiers in die samelewing. Dit is hoekom ons hulle oplei. Ons het byvoorbeeld in Wesbank, wat 'n baie arm deel is, Wesbank Hoërskool is ons in, daardie hoof sê, daar het wonderlike goed gebeur, vandat hulle hierdie opleiding doen. Kinders wat hulle harte vir die Here gee, wat hulle lewens verander. Ons probeer om op die vlakte, ook by skole in te kom, wat moeilik is, maar ons vertrou dat ons oop deure daar sal kry. Op hierdie stadium is 60% van Afrika se jong mense onder 20 jaar oud. So binne 'n paar jaar gaan ons baie meer jong mense hê. En as ons hulle kan oplei, dan kan daar groot dinge gebeur. 83% van ons inkomste van programme kom uit, soos ek gesê het, Amerika en Afrika. 49% kom uit hulle self uit. Dit is wat so wonderlik is. Afrika voorsien 49% van die geld wat op hulle programme bestee word. So dis nie asof hulle goed kry en dit nie gebruik nie. Want daar was 'n probleem in die verlede dat die leiers korrup was, baie geld het verdwyn, hulle was baie statusbewus, hulle het bishops geword en allerhande goed gedoen, en nou is daar kontrole daaroor wat daar nie was nie, waaroor ons baie bly is. Ons is ook geregistreer as artikel 18A maatskappy, so indien iemand 'n besigheidsman of 'n privaat persoon geld sou gee vir iemand, dan word dit afgetrek van belasting, wat ook 'n voordeel is. Nou ons werk in Jerusalem, Judea en Samaria, soos wat die woord vir ons sê in Handelinge, en ons is baie opgewonde oor wat die Here besig is om te doen in u midde. En ek sal baie bly wees as u ons in die gebede sal hou. U is welkom as u uitgaan, daai eerste uitstalling met die baniere is onsinne. Daar is nuusbriewe, daar is besigheidskaartjies van my man. U is welkom om te vat daar wat u wil lees en verder ondersoek instel wat ons doen. Baie dankie dat u geluister het. Goeiemôre. Julle weet, in die eerste plek is dit wonderlik om deel te wees van so 'n geleentheid, om net vanmôre vir julle te kan verduidelik en ook vir julle bietjie te kan vertel oor dit wat ons as seniors ook in hierdie omgewing doen. Nou, ons groot fokus is natuurlik op die Kuilsrivier se AGS Ouetehuis, maar om daarby uit te kom, moet daar sekerlik seniors wees om dit te kan doen. En ek wil vir julle net bietjie sê, hoe lyk so 'n senior hierso van die Rotsgemeente? Ek sê, dit is volwassenes, ons is nie kinders nie, ons is volwassenes. Ons is ook nie ou mensies nie, ons is volwassenes met ervaring. Ons het baie kennis en geduld. En daar is 'n oormag wysheid by hierdie klomp seniors in een liggaam te vind. En hierdie gemeente het hope van hulle, klomp van hulle sit almal hier. En dan sê ek, dien hulle nog die Here ook. Hulle het 'n passie om die Here te dien. En dit is wat vir my dit so aangenaam en wonderlik, om te kan weet, ek kan deel wees van hierdie groepie. Ja, dit is 'n groep, en dit was 'n groepie gewees, maar ons het nou al so uitgebrei, is glad nie meer 'n groepie nie. Ons doel is om so ver as moontlik al ons seniors van Rotskerk te bedien, in die eerste plek. En dan in die tweede plek om hulle betrokke te kan kry by ons aktiwiteite. Dit help nie, jy kom net nie, maar iewers moet jy betrokke raak. En ek dink, ons het 'n lekker klomp aktiwiteite, en ons natuurlik kom Woensdae by mekaar, en ons het 'n lekker kuiertyd saam. Ons het 'n Bybelstudie geleentheid wat ons die woord van die Here verkondig aan almal. En natuurlik ons fokus vir die jaar is altyd op die AGS Ouetehuis. En dis ook 'n hoogtepunt in dit wat ons doen. En natuurlik sluit ons nooit 'n kwartaal af sonder 'n sosiale geleentheid nie. En dit is wat lekker is. En julle moet asseblief weet dat ons dit geniet. Ja, en dan ons uitreik na die senior
of na die AGS ouete huis toe. Daar gaan baie beplanning in. Al in die begin van die jaar maak ons datums vas en weet ons presies wanneer wil ons daar gaan kuier. Nou so 2 jaar terug het ons dames baie besig geraak en hulle het begin brei met handskoentjies, serpe, warmkouse en ons het hierdie goed vir hulle gaan oorhandig by 'n geleentheid. En dan per geleentheid, ek dink verlede jaar het ons bokse gemaak, waar die gemeente ook betrokke by was, waar daar baie persoonlike goedjies ingesit is, as ook 'n lekkernytjie. En hierdie jaar was dit vir ons lekker om vir hulle sommer net 'n lekker pakkie te pak met lekker eetgoedjies. En weet jy, dit is 'n wow oomblik as ons dit vir hulle gaan oorhandig. Hoe daai mense dit geniet. Maar ons doen nie net iets om te gaan gee of te gaan gee vir hulle soos 'n pakkie of iets nie. Ons doen ook aanbidding saam met hulle. As ons daar kom en dan is dit gewoonlik al die personeel en die inwoners en saam in hulle saal kom sing ons aanbid die Here en as ons klaar is dan bring ek ook 'n boodskap of iemand wat ons dan vra om 'n woord te bring. En weet julle hoe is daai mense ontvanklik vir hierdie woord, want hulle sit daar die hele dag en hulle geniet dit so baie. En natuurlik, die hoogtepunt is wanneer ons die geskenke vir hulle uitdeel. En wanneer ons vir hulle dit gee en ook saam met hulle so 'n bietjie bid en dan ook bietjie met hulle gesels en met hulle kommunikeer en hulle geniet dit so baie. En ek wil vir elke een van ons seniors baie dankie sê wat al reeds betrokke is, maar ek wil afsluit om vanmôre vir julle te sê daar's baie werk om te doen en daar's baie plek. So ek nooi julle uit om te kom aansluit. As jy voel jy is al 'n senior, jy werk nie meer nie en jy wil Woensdae saam met ons kom om die Here te kom aanbid, om saam met ons uit te reik, is jy baie welkom. Jy kan my kontak. Ons het 'n hele klomp van ons komiteelede. Jy kan enige een van hulle nader en ons sal jou help om dan by ons te kan aansluit. Baie dankie. Goeiemôre. So baie dankie vir die voorreg om vanoggend met jou te mag praat. Julle kan maar sit. Kom ons leer gou so 'n bietjie basiese gebaretaal. Hand op. Linkerhand, daai een, dames. Okay. Sleg. Dis jy sleg wys. As dit goed is die teenoorgestelde sleg. Sleg wat aanhou. Sit hom op die ander hand en trek hom so. Sleg wat aanhou is ook die gebaar vir sonde. Maar dan kom 'n sondaar en hy trou, hy verbond. Nee, dis die ringvinger. Hy trou, hy sê ja vir Jesus. En dan word God, dis hoe jy God wys, God drie enig. Sien jy, drie enig. God drie enig word dan die belangrikste. Dis die belangrikste wys, want hier is die hoogtepunt van jou hand. God word dan die belangrikste. En Romeine 8 sê daar is geen raas nie. Dis mos die vinger waarmee ons raas. Geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. En dit gaan? Julle het hom. Sien julle leer vinnig. Goed. En goed wat aanhou. Onthou julle sleg wat aanhou was sonde? Goed wat aanhou is genade. Dis die gebaar vir genade. Maar God was vir my genadig. So ek wys dit so. As ek vir jou genade gee, maar God het vir my genade gegee. En dis die evangelie van Jesus Christus op jou hand. Daar's 'n groot probleem met hierdie evangelie. Minder as 100 jaar terug nog het die kerk in die breë niks gedoen vir dowes nie. Die rede daarvoor is dat Martin Luther het gesê dowes kan nie hemel toe gaan nie. Hy het Paulus gekwoteer. Paulus het gesê geloof kom deur die gehoor. Vir baie lank is die verskil tussen mens en dier getipeer as die vermoë om te kan kommunikeer, om te kan praat. En daarom was dowes altyd net 'n welsyn geval. Die vroegste vorm van gebaretaal was hier in die 1500s en dit het doodgewoon gegaan oor 'n Rooms-Katolieke priester wat 'n
Spaanse edelied se seun moes oplei. Want die Spaanse wet het gesê, as jy nie kan praat, ek jy nie erf nie. En toe het hierdie monnik 'n manier gekry om 'n dowe seun te leer, sodat hy kon erf. En dan, so deur die jare, die NG Kerk en die Rooms-Katolieke Kerk het so 100 jaar, bietjie meer as 100 jaar terug, het hulle groot werk vir dowes begin doen. Maar die Pinkster Charismatiese Kerk het nog altyd doofheid net beskou as 'n geval wat genees moet word. Ek onthou toe ek 'n gemeente vir dowes wou begin, was die reaksie van goeie mense. Maar hoekom bid jy nie net dat die Here hulle gesond maak nie? Dan moet ek vir hulle verduidelik, want die mense is nie siek nie. En al sou hulle siek wees, die Here tog mos nou baie meer van 'n saak met 'n siel as 'n oor. Want jy sien, my storie is dit. Ek het as 12-jarige seun van dowe ouers, het ek die voorreg gehad om die tolk te wees waar my pa tot bekering gekom het. En dit het ons lewe verander. Ek onthou daai Sondag baie goed. En ek onthou, ek het eintlik my pa kerk toe gesleep, want ek was verlief op die dominee se dogter en ek het gedink ek gaan haar beïndruk as sy sien hoe ek gebaretaal praat. Want die ou mense het altyd gesê, kyk, Lukas, hierdie kind, hy kan gebaretaal praat. So ek het gedink sy gaan dieselfde doen. En toe sleep ek my pa kerk toe. Hy was glad nie lief vir kerk nie. En daai oggend na kerk, ek sal nooit vergeet nie, pa oom Gielie het gepreek oor 'n leë kruis en 'n leë graf. Jesus was op die kruis, maar nou is die kruis leeg vir jou. Hy was in jou plek daar. En die graf is leeg, sodat jy in oorwinning kan leef. En daai penny het daai oggend in my pa se gemoed gedrop. En ek onthou ons as huis toe, ek het 'n vreeslike mooi suster. Ek het altyd gesê, Lady Di was gelukkig genoeg om soos my suster te lyk. En ek onthou hoe my pa ons as gesin in die oë gekyk het. En net gesê het, ek is baie jammer. Hy het nie gesê waarvoor hy jammer is, hy gelukkig nie. Want hy het perre gespeel, hy het by die prostituie gedraai, hy het te veel gedrink, hy het net gesê, ek is jammer. Maar jy sien, daar is 'n verskil tussen 'n sorry en 'n berou. Sorry is ek is uitgevang. Berou is ek is so spyt. Ek sal my bes doen om nooit weer daar te gaan nie. En so het dit gebeur, dat my pa die ding begin reg leef het, soos 'n man op 'n perd. Hy was nooit 'n pateet nie, hy het nooit gesê arme ek nie, hy was vasberade en dit was dan hoofsaaklik ook sy invloed. En ek glo sy bekering was die saad vir wat uiteindelik Deaf Friendly geword het. Elke dowe moet die evangelie van Jesus Christus sien, want hulle hoor hom nie. En ons moet hom vir hulle wys. Daar is ongeveer, as ons praat van dowes, praat ons van kultuurdoof, afhanklik van gebaretaal. Ons praat nie van die tannie wat nie wil hoor nie, ons praat beslis ook nie van die vrouens met die selektiewe gehoor nie. Sy is doof tot jy van haar skinder, hè? Nee, julle ken dit. En so ons praat gebaretaal doof. En ons het die voorreg gehad om betrokke te wees by die opleiding van dowes. Ons het 8 pastore georden vir die AGS en 5 gelegitimeer in die NG Kerk. So terwyl ek is 'n pastoor van die AGS. En ek het alle rede om Pinkster te wees, want as jy 'n dowe ou sien in tale praat en 'n ander ou wat hom fisies nie kon hoor nie, gee uitleg op dieselfde ritme as wat daai ou gepraat het, dan weet jy, dis die Gees van God wat werk. En ons is betrokke by verskriklik baie dinge by die dowes, maar ons groot ding vir die oomblik, waarvoor ek graag wil hê u ook sal bid, is ons vertrou die Here vir 'n nuwe groep dowes wat ons kan oplei as pastore, maar ek moet ook my rol dupliseer. Want wat gebeur is, dis asof ons hierdie dowe leiers ontwikkel, maar daar's 'n bestuursfunksie nodig. Iemand wat kan praat, iemand wat kan ondersteun, iemand wat met die horende wêreld kan kommunikeer ter wille van die dowes. En ons het so gefokus om die dowes te groei, dat ons eintlik gemis het om ook
my funksie om namens dowes te praat, te dupliseer en saam met dowes te praat. So hier is die plan en hier is die uitnodiging. Jongens, julle moet nou mooi luister. As jy geroep voel vir bediening, en ek hoop jy doen, op enige vlak, wil ek jou mooi vra, sal jy asseblief ook dowe bediening oorweeg? Ons wil so graag horend en dowes saam oplei. Die dowe ou help die horende ou, want shame, hy kan nie gebaretaal praat nie, en ons maak jou doofsensitief, en ons kry jou betrokke, en ons stel jou bloot aan die wêreld van dowes, wat so agterstand het wat die evangelie betref. En insgelyk sal dit dan die horende wees wat die dowe help met papierwerk, administrasie, en saam dan wil ons hulle graag, ekskuus vir die Engels, pair, ons wil hulle graag saam, 'n horende en 'n dowe saam laat studeer, saam laat groei, saam laat kwalifiseer, sodat ons standhoudend kan aanhou om dowes te bedien. Want elke sleg sondaar moet ja sê vir Jesus. God die belangrikste maak. Die oordeel is weg, Jesus het gesterf. En ons almal het genade nodig. Baie dankie. Amen. Dit is voorreg om vanoggend weer met u te gesels. Ek het ja vir Jesus gesê toe ek in die hoërskool was, en hy het my op 'n ongelooflike interessante pad gelei waar ek hom gevolg het. Ek het in Indië begin, daar kan u Indië se vlag sien, en die Here het my vir 27 jaar in Indië gebruik, waar ek hom gevolg het en gesien het hoe hy 'n nasie verander. En verlede jaar toe lei die Here my na Europa toe, en ek is betrokke by 'n organisasie wat genoem word Revive Europe. En toe ons groot geword het ons almal gepraat van donker Afrika, maar intussen het Europa donker geraak, en Europa is in 'n post-Christian era, maar dit is nie God se plan nie. God se plan is om Europa te red. En verlede jaar het hy met ons gepraat dat hy 'n herlewing vir Europa wil stuur, en ons moet voorberei vir dit wat hy gaan doen. So, die Here werk geweldig onder studente en jong mense, en hy is besig om hulle voor te berei vir 'n geweldige beweging van sy gees in Europa. So om voor te berei vir herlewing is nie net wat die Here in Europa wil doen nie, dis ook iets wat hy vir elkeen van ons wil doen. En herlewing begin in ons eie harte. Soos ons eie harte voorberei, en in nederigheid en in gebed en in 'n afhanklike continuous attitude of repentance, onsself afsonder en die afgode uit ons lewe uit verwyder, dan begin ons 'n pad voorberei vir die Here. Jy weet, voordat Jesus die eerste keer gekom het, het hy vir Johannes die Doper gestuur om die pad voor te berei, en so stuur hy sy kerk om die pad voor te berei vir sy koms, en om sy kerk op te roep om gereed te maak vir 'n geweldige oes wat ingesamel moet word. Herlewing kom as ons gereed word daarvoor, as ons onsself voorberei, en op 'n punt kom waar ons sê, Here, ons is leeg, en as ons leeg is, kan God ons vul. God werk met leë instrumente, leë kandelare of leë vate. Ons almal hier in die wynarea weet, wyn word in vate gemaak, en jou beste wyn word in nuwe vate gemaak wat skoon is. As ons skoon is, dan kan God sy nuwe wyn in ons harte uitstort, en dan kan ons dit bring vir 'n nasie. So, herlewing beweeg ook teen 'n spoed van vriendskap. Ons is familie en vennote, en ons kyk waar die Here werk, en daar waar die Here werk, sorg ons dat ons daarby betrokke te raak. Ons hoef nie 'n werk van die Here te begin nie. Reg deur die Bybel lees ons, God was altyd aan die werk. Hy het vir Filippus gesê, gaan na die eensame pad, en toe Filippus daar kom, toe het God reeds in die hart van die Ethiopiër gewerk, en so is die Here besig om mense in Europa voor te berei. In die tyd van COVID, wat ons gedink het gaan chaos wees, het die Here duisende en duisende jong mense voorberei vir hierdie uitstorting van sy gees wat op 1 Januarie hierdie jaar begin het. En 'n geweldige werk wat die Here begin het. In COVID was daar 'n gemeente gewees in Londen wat besig was om toe te maak
En die Here het sy gees in daai gemeente uitgestort, en vandag het hierdie gemeente 10 dienste op 'n dag van 700 op 'n slag. 7000 mense op 'n Sondag wat kerk toe kom, en jy moet weke vooruit bespreek om 'n plek in die kerk te kry. Dis wat die Here doen as sy gees beweeg. En ons wat die Here volg in Europa sien dit raak en ons is betrokke daarbij. Die Here stort sy gees uit as die grond voorberei is. Voordat die saad gesaai kan word, moet die grond omgeploeg word. En dit is, hy roep 'n groep mense wat 'n leefstyl van heiligheid kan demonstreer, wat ons nou gehoor het. Die dowes wil die Here in ons lewens sien, maar so wil die wêreld ook vir ons sien. Verlede jaar was daar 'n gemeente van 300 op die grens van Duitsland en Switserland, en gesê, maar wat kan ons doen om herlewing te verspoedig? En die gemeente van 300 het opgedeel en gesê, maar elkeen van ons gaan in groepe opdeel, en ons gaan in 27 stede gaan ons in die somervakansie in Europa die evangelie op die strate verkondig. 'n Gemeente van 300 het in 27 stede in Europa uitgereik oor die Junie-Julie vakansie, saam met die plaaslike gemeentes, en meer as 100,000 mense die evangelie vir die eerste keer in hulle lewe gehoor. En meer as 10,000 mense het hulle lewe vir Jesus gegee. Jy sien, by God is daar geen verskil om deur min of deur baie te verslaan nie. As ons lewe vir hom beskikbaar stel, kan hy ons gebruik. Want dis nie vir ons is nie, dis wie in ons is. 'n Belangrike aspek waarmee God besig is die woord en die gees. Die woord en die gees werk by mekaar, en 'n vernuwde liefde in Jesus, in sy woord en sy gees wat saamwerk. Die woord van God is lewend, en as ons die lewende woord met die geskrewe woord en die gees van God by mekaar kom, dan kry jy kragtige verandering. En onder die Heilige Gees se leiding is daar 'n lieflike ding besig om te gebeur. So ek is betrokke by Revive Europe, as die Here wil vertrek ek môre terug Europa toe tot Desember maand toe, en die Here het ons hierdie jaar al so geweldig kom bederf. Die grootste beweging vind nie in die strukturele kerke plaas nie, dit vind op die kampusse plaas, dit vind op die strate plaas, van persoon tot persoon, en die Here is besig om Europa om te draai, om terug te keer na hom toe, meer as ooit tevore. Ek gaan afsluit met 'n video. Dis Londen, en so daar het jy gesien, in Londen 5,000 mense by mekaar gekom vir herlewing om die Here te ontmoet, en is gelei deur jong mense tussen die ouderdom van 18 en 25. Dis die jong mense se tyd, dis hulle wat tot bekering kom, dis hulle wat hulle ouers terugbring na Jesus toe, en dis hulle wat 'n generasie en 'n kontinent terugbring na Jesus toe. Baie dankie. Daar's 'n groep van ons wat The Haven Shelter hanteer, en hulle gaan 1 keer 'n kwartaal gaan hulle soontoe. Nou, The Haven Shelter is 'n night shelter, met ander woorde, julle het nou al gehoor, ek praat 'n paar keer oor dit. Ouens wat op die straat bly, hoef nie op die straat te bly nie. Kan ek 'n amen kry? Hy kan sy bordjie daar hou, ek verstaan uit omstandighede, maar Stad Kaapstad gebruik ons geld om vir hulle shelters te stig. Daar's op hierdie stadium in die 30 verskillende shelters reg oor die Weskaap, hierso. So, wat ons vir ouens gee, hierdie week wat verby is daar agter in op die tafel is daar sulke boekies. Met ander woorde, dit kos hom R20, R75 'n boekie. Dis vir 10 aande, vir 5 aande wat hy dan kan gaan slaap by die shelter. As hy by die shelter kom, dan ontvang hulle daar 'n omgewing wat skoon en netjies is. Daar is vir hulle 'n bed, daar is vir hulle kos wat voorgesit word. Julle kan sien hoe netjies lyk dit daarso. En our mission is to help the homeless
transition into stable housing. We achieve this by consistently delivering programs and services that provide shelter, care, and pathways to reintegration, turning our vision into reality. Dis wat daar plaasvind. Moenie vir 'n ou op die straat R10 of R20 in sy hand druk nie. Hy gaan koop tik daarmee. Hy gaan koop die kos daarmee nie. Ons kry die mense dat hulle op maandag hier inkom en kom vra hulle vir kos en gee ons vir hulle kos, dan sê hulle nie, hulle wil eintlik geld hê. En as ons vir hulle nie die regte kos gee nie, dan kry ons dit net in die tuin weer hiervoor. Baie pikkie geraak. Maar daar's 'n program, as jy hom in die program kan inkry, dat hulle weer vir hom 'n ID gee, hulle begin weer vir hom skoling te gee in 'n kursus in, hulle begin weer vir hom te sê, jy is goed genoeg om weer te kan werk, dis waar ons mense wil uitkry. Kan ek 'n amen kry? So kom mense, help ons, as ons vra vir kos en klere, bring vir ons kos en klere, sodat ons in ons voorraad genoeg het om vir hierdie mense te gee. En hier is die 5 hoofpunte: compassion, dignity, collaboration, empowerment, integrity, and inclusive, ensuring no one is left behind or excluded. Dis wat ons wil hê. En daar is soveel verskillende organisasies en mense wat betrokke is, so kom ons help hulle. Wat ook by die shelter plaasvind, is dan 'n temporary shelter, 'n physical care, social welfare services, 'n family reunification service. Dit is die belangrikste. As 'n ou hier instap en hy kom sê, maar hy kom nou, kom ons sê van Bethlehem af, en hy het niemand meer nie, dan vra ek vir hom, waar is jou familie? En baie keer sê hulle, dat, nee, maar hulle het familie in Bethlehem, maar hulle het nie verhoudinge nie. Sê, maar hoekom het jy nie verhouding nie? Jy sien ouens, en dis waar alles begin skeefloop. Wanneer ons nie kan vergewe nie, wanneer ons nie meer met ons familie oor die weg kan kom nie, dan spat alles uit mekaar uit. En dis wat daar gebeur, is ons leer weer mense om terug te kom na mekaar toe, om die telefoon op te tel en te sê, hoorie Boeta, ek is jammer vir wat ek verkeerd gedoen het, vergewe my, en begin weer verhoudinge bou, want dis families wat na mekaar kyk, dis families wat vir mekaar weer optel, en dan vorentoe vat. Waar is hierdie shelter? Hierdie shelter sit so plus minus 2 kilometers van ons af, hier in Kraaifontein in, op die ou Parelpad, daar so sit die shelter, en julle kan gerus daarna gaan kyk, is 'n baie netjiese plek, en hoor vir wanneer ons weer uitreik soontoe, dit gaan voor einde van die jaar wees, kom dan saam, dit sal op 'n Sondagmiddag plaasvind, en ons gaan bedien hulle met wat ons kan, en ons gaan gee dit af daar. Kan ek 'n groot handeklap kry vir ons sheltermense? Prys die Here. Dankie span, dankie vir wat julle doen. Dis ongelooflik. Nou, ek wil net sê, ons kan nie oor alles praat nie, maar een van die organisasies waarby ons ook betrokke is, en ons wil volgende jaar so klein bietjie meer aandag gee aan dit, is Huis Kwasa. Nou, hulle was een Sondag hier, dit is 'n huis vir gestremdes. Met ander woorde, hulle almal sit aan reistoele, hulle is verlam vanaf hulle nekke tot by hulle voete, en ons wil graag bietjie meer daarby betrokke raak. Nou, daar is organisasies wat betrokke is daarby, en ons wil kyk volgende jaar om dit so klein bietjie meer op te tel, om daarby betrokke te raak. Een van die groot redes waarom ons by Huis Kuilsrivier AGS te huis betrokke is dat, en dis nou niks niets nie, maar in ons Suid-Afrika se konteks het die regering se ondersteuning na huise toe en te huise het heeltemal afgeskaal. Ons kry net nie meer geld nie, hulle word nie meer deur die staat geondersteun, en dis waarom ons betrokke is by daai plek om vir hulle te help, en dan reg oor ons hele land, die hele AGS van Suid-Afrika is betrokke
om die verskillende huise wat ons het oor die land weer op te help en ons probeer hulle ondersteun en bietjie vir hulle aandag te gee. Ek gaan vir julle binne die volgende paar weke gaan ek een Sondagoggend tyd spandeer om te praat oor die swem van Robben Eiland na Big Bay toe. Ons gaan ergens in Februarie, as hy weer reg speel, anders skuif dit na Maart se kant toe, dan doen ons die Robben Eiland swem, van Robben Eiland af direk oor is eintlik 7.4 kilometers en dan samel ons geld in vir Bybels. So 'n Bybel kos ons vandag, as ek reg is, R65, as ons dit op die regte manier kry. En ons het hierdie jaar het ons as gemeente plus minus R23,000 ingesamel vir Bybels. Amen. En hierso staan die Bybels. Ons het hulle gaan koop. Hierdie is R17,000 se Bybels wat hier staan. As ek reg is, dis 100 Afrikaans, dis 100 Engels en dan is daar 20 Xhosa Bybels. Nou, iemand het vir my gevra, hulle wil 'n Bybel hê vanoggend, maar ek wil net hê, gee ons net gou kans môre, want wat ons gaan doen is, ons gaan voor in die Bybel kom daar 'n plakkaat wat ons gaan plak binne-in wat sê dat hierdie Bybel mag nie verkoop word nie. Hierdie Bybel mag jy nie weer vat nie, want baie mense kom vat Bybels en dan gaan verkoop hulle dit aan iemand anderste om te sê maar hoor, dis wat die Bybel kos. Ons gee hierdie Bybels gratis weg. Nou, hierdie Bybels is moontlik gemaak deur swem, deur ons manne. Ek wil net gou hierdie vir julle wys hoe dit gelyk het daar in die water. Dis soos dit gelyk het in die water. Okay. Yskoud. 14 grade. Nee, en daar's 'n svemaksie foto. En daar het ek klaar gemaak daarom nie te erg, maar die fynste van alles is dit. Ons gaan julle weer challenge vir 'n 1-minute cold shower challenge vanaf Desember maand af. Hoe klink dit? Ons gaan jou challenge om te begin by 'n minuut en ons gaan later eindig by 7.4 minute, want dit is 7.4 kilometers. Okay, so ons gaan dit doen. So wat ons saam met die Granite Men gaan doen, want dit raak saam met hulle 'n projek, ek wil dit nie op my eie doen nie. Wat ons ook gaan doen, op die dag van die swem, gaan ons probeer, dat ons daai dag 'n 7.4 kilometer langs die see gaan stap. So almal kan dit kom doen, 7.4 kilometer stap, en dan gaan ons vir 7.4 minute in die koue water staan. Ek het gedink, dit gaan nou stil raak. Onthou nou dat die swem vat my plus minus 2 uur 35 minute moet ek in daai koue water swem. Ek sê vir julle, daai suit wat ons aan het, is wonderlik, maar hy help op die ou en van die dag niks omtrent nie. Maar ons gaan 7.4 minute staan, of dit nou enkel diep is, of dit knie diep is, ek gee nie om nie. Die manne gaan almal moet tot in die lyf moet staan, dat hulle kan voel het om in die koue water te staan. Amen. Ag, prys die Here. Ek dink laastens wat ek wil sê is dat hierdie Bybels gaan na Bloekombos, na 'n skool toe daar, na Wallacedene, 'n skool toe daar, en dan het daar 'n gemeenteleier van AGS Rivier sonder en vir my gevra of ons nie vir hulle matrikulante almal 'n Bybel kan skenkie. Toe het ek gesê, ek dink daar behoort genoeg Bybels te wees, dan gaan ons dit hierdie jaar doen. So al die manne, kom so bietjie nader. Loof die Here. Kom staan net so bietjie nader toe. Baie dankie. Ons gaan so om hierdie Bybel staan. Dan gaan ek vir pastoor Harold vra om vir ons te bid oor hierdie Bybels, soos wat dit uitgaan, dat dit lewens sal verander. Amen. Ja, hier kom die manne nou. Kom manne. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons in staat stel om mense te bereik. Dankie dat U woord lewend is, en ons bid vandag dat elke Bybel wat uitgaan, lewe sal bring in daar
die lewens wat daar mishoop is, wat daar geen meer lewe is nie. Ons bid in die naam van Jesus, dat nie net verandering sal kom nie, maar 'n lewensverandering so groot dat families na U toe sal kom. En ons eer U, Here, vir dit wat U tot nou toe gedoen het, en ons is opgewonde oor dit wat U nog gaan doen. Seën ons, dat ons nog meer kan doen, om U naam uit te dra. Dankie vir U liefde, en dankie dat U met ons is. En almal sê gelyk saam, amen.